Goeiemôre, ek hoop dit gaan goed. Ons is die afgelope week is ons besig met hierdie tema oor floreer en ek is opgewonde om vanoggend te kan gesels oor verhoudings. Wees dit dat ons deur die bande van huwelik, van vriendskap, van gemeenskap, was ons elkeen ons lewens is met mekaar verweef. En dit is volgens sy ontwerp waar hy ons ontwerp het met hierdie verbinding met mekaar op 'n manier dat ons lewens met mekaar verweef is. En wat sy ontwerp vir verbinding en gemeenskap weerspieël. So hoe kan ons floreer in hierdie fasette van ons lewens? Hoe kan ons floreer wanneer dit kom by ons huweliksverhouding, ons vriendskapsverhouding, ons gemeenskapsverhouding en selfs ons vriendskapsverhouding? Nou, die sleutel lê in Kolossense 3 vers 14 waar Paulus skryf en hy sê, bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambring. Nou, dit is interessant hoe ek hierdie liefde word beskryf as hierdie band. En in die oorspronklike Grieks word hierdie woord band letterlik beskryf as 'n woord wat beteken om twee aparte items saam te bring. En hierdie idee van volmaaktheid waaroor hy ook skryf dat hierdie liefde volmaaktheid bring, verwys na 'n toestand wat ons tot hierdie volledigheid, die heelheid bring sonder enige gebreke. En dit is deur hierdie liefde wat ons by mekaar gebring word. Dit is deur liefde wat ons tot hierdie volmaaktheid, hierdie volledigheid en hierdie heelheid gebring word sonder enige gebreke. En wanneer ek praat, maar nou wat belangrik is wanneer ek praat van liefde, is dit ook belangrik dat ek duidelik maak watter liefde hiervan gepraat word. En watter liefde Paulus van hierso in hierdie vers praat. Ons gebruik liefde deesdae as 'n buzzword. In verskeie kontekste beteken liefde dalk 'n ander het dit dalk 'n ander betekenis as ons nou kyk na sosiale media, advertensies, selfs flieks. Is dit dikwels 'n baie oppervlakkige verstaan van wat liefde is en beskrywing van wat hierdie liefde is. En deesdae kan liefde eintlik maar baie dinge beteken en vir ons om regtig waar in ons verhoudings te floreer, is dit belangrik dat ons weet watter liefde Paulus hiervan praat. En die liefde waarvan hy hierso praat is 'n liefde wat nie selfgesentreerd is of selfselektief is nie, maar 'n liefde wat selfloos is en selfopofferende tipe liefde, wat Christus se liefde vir ons weerspieël, waar hy sy eie lewe neergelê het. En hierdie liefde is die liefde waarna ons geroep word om te volg. En dit is hierdie liefde wat die band is wat hierdie volledigheid en die heelheid bring in ons verhoudings. En hierdie liefde is die liefde wat die kondisies skep, die perfekte kondisies skep vir hierdie verhouding om te kan floreer. En selfs te midde van die uitdagings. As ons nou dink aan enige plant, het 'n plant die regte kondisies om te nodig om te kan groei en te ontwikkel. En wanneer ons dit die perfekte kondisies gee, kan hierdie plant is dit in die kondisies om te kan groei. So selfde met ons verhoudings, wanneer ons hierdie kondisie van liefde, hierdie tipe liefde, hierdie selflose liefde, die kondisies gee in ons verhoudings en die fondasie maak van ons verhoudings, gee ons daai verhouding kans om te kan floreer. Maar nou wanneer ek praat van hierdie tipe liefde, baie van die verse sê hierdie liefde bring harmonie, dat dit ons in harmonie saambring. Nou wat hierdie harmonie beteken, is nie noodwendig dat ons nie verskille het of dalk striwelinge gaan hê, maar inteendeel, as ons nou dink aan 'n orkes het al hierdie verskillende instrumente wat speel en wat harmonie bring is nie die feit dat hulle almal dieselfde is nie, maar die feit dat wanneer hulle een liedjie speel, dat daar harmonie plaasvind. En dieselfde met liefde, wanneer ons, alhoewel daar verskille is, wanneer ons liefde speel en liefde deel maak van ons lewens musiek, dan wat gebeur is, ons is in harmonie en ons kom saam soos 'n orkes wat saamkom, alhoewel daar verskille is, en dit speel hierdie een liedjie, is daar hierdie harmonie. So, dieselfde met ons, wanneer daar verskille is, wanneer ons die liefde speel, bring dit selfs hierdie harmonie met ons verhoudings. Maar nou wanneer ons hierdie liefde
werklik waar ons fondasie maak, wees dit in ons werksverhoudings, ons familieverhoudings, vriendskap, huwelik, gee ons hierdie liefde werklik waar die regte kondisies om te kan floreer. En dit is wanneer ons mekaar opreg liefhet, is dit wanneer ons dan mekaar se foute ook kan bedek en ons hierdie verhoudings die kans gee om te groei en ontwikkel, selfs te midde van verskille. En ons kan maak dat hierdie verhoudings dieper wortels skiet en in iets mooiers en mooiers groei en iets mooiers en mooiers dra. In 1 Petrus 4 vers 8 herinner dit ons so mooi dat wanneer ons liefde, wanneer ons bo alles moet ons mekaar lief hê, hartlik lief hê, en want die liefde bedek baie sondes. Vir ons om te floreer in ons verhoudings het ons nodig om liefde die fondasie te maak van ons verhoudings. En wanneer ons hierdie liefde die fondasie maak, gee ons kans vir hierdie bande van wees dit familie, wees dit vriende, wees dit werk, gee ons kans vir hierdie bande om ons saam te bring en ons bring tot volmaaktheid, tot hierdie volledigheid. En mag God vandag jou toelaat om binne in jou verhouding te groei en te floreer. Maar kom ek bid net vir ons. Here God, ek bid en ek vra Here dat ons kan floreer in ons verhoudings, Here God, dat ons kan hierdie liefde uitleef, Here God, dat ons liefde kan speel, Here God, in ons verhoudings, dit ons musiek sal wees wat ons sal maak, en dat hierdie liefde, Here, ons tot volmaakte eenheid sal bring, Here God, die harmonie bring, alhoewel daar verskille kan wees en striwelinge kan wees, Here God, bid ek dat selfs te midde van dit, dat ons hierdie liefdesmusiek kan maak, Here God, en speel met ons lewens, Here God, dat daar hierdie harmonie is, wanneer ons almal dieselfde liefdeslied speel, Here God, dat ons in harmonie kan wees met mekaar, Here God. Ek bid vir dit als in U naam alleen. Amen.